Is ingeskakel by Soggens met Sarina en ons gaan voort met ons reeks oor kweekkinders met karakter. Ons het verlede week gekyk na die palmboomkind. Lekker om vir Hetty Brits weer by ons te verwelkom via Zoom. Hetty is die skrywer van die boek Kweekkinders met karakter en dan Karen Hunt wat ook by ons aansluit, 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. As jy meer navrae het oor die verskillende persoonlikheidstipes, is jy welkom om met Karen ook kontak te maak. Welkom dames, lekker om met julle te gesels. Dankie Sarina. Hallo Karen. Ons het verlede week oor die palmboomkind gesels, van dese week staan ons stil by die suurboompies. Het Karen, wie wil begin? So ons 0 tot 6 jaar is wat ons noem die tiny trees of die klein boontjies. En hierdie is 'n enige mamma, vir allereerste mamma se droom, want hulle is net so rustig en so liewe roetine en hulle is net so perfek en rustig. En ja, dit help baie as 'n mens, veral met 'n eerste kind dink ek gaan dit baie lekker gaan. Maar hulle hou van dinge presies soos hulle dit wil hê. So jy moet ook versigtig wees daarvoor, want hulle kan baie vasgevang word in die klein detail dan daarby vashak. So selfs hier wanneer hulle autonoom begin raak, autonomie begin ontwikkel hier van 18 maande af, die eie wil, dan kan dinge begin uitdagend raak. Veral emosies is 'n groot uitdaging. Hulle hou van reëls. Dinge moet wees, hulle moet weet wat om te verwag. Dis hoe dit is en dis hoe dit gebeur en jy moenie dan sommer dinge verander net soos wat jy wil of soos dit jou pas nie. Maar hulle is baie gehoorsaam en hulle wil jou graag tevrede stel. 'n Mens moet wel net hier 'n bietjie versigtig wees dat hulle nie people pleasers raak en net dit doen wat jy wil hê omdat hulle sien dit maak jou gesig bly nie. Mens moet hulle ook die geleentheid gee om bietjie hier te kan groei en dinge kan ervaar. Hulle raak ook vinnig gespanne, so mens moet ook luister na hulle en kyk ook na hulle liggaamstaal en hulle bons ook nie maklik terug nie. Vergewe is ook nie altyd dadelik op die spyskaart nie en hulle beweeg ook nie maklik aan nie. En ongelukkig onthou hulle ook dan nog baie goed. So dit is 'n moeilike kombinasie, maar hulle is net so liefdevol en so maklik om ook mee te werk omdat hulle graag by reëls hou dat 'n mens ook nie hulle moet misbruik nie. Hulle kort daai geleenthede om vryheid te kan ervaar selfs op 'n jong ouderdom dat hulle nie net dit doen wat verwag word nie, maar ook partykeer net bietjie kan besef, okay, maar ek mag nou maar bietjie vuil word of ek mag nou maar bietjie buite die lyne inkleer. Dit is ook okay. Dit is so waar Karen en hulle is nie net die mamma se droom wat nou hoop alles gaan volgens die boek gebeur, want onthou die boeke is deur suurbome geskryf, né? So die suurbome is nie presies is wat die boek sê. Maar hulle is ook die juffrou of die meneer, die onderwyser se droom, want soos Karen gesê het, is hulle baie lief vir reëls. So as hulle nou in daai middeljare ingaan, so tussen 6 en 11, dan is hulle daai een wat presies doen wat die huiswerk sê. En dan moet jy nie as 'n ma kom sê, ag mens kan daai wiskunde sommetjie so op hierdie manier ook doen nie. Nee, hierdie is 'n manier wat die juffrou gesê het. Verskriklik gehoorsaam, verskriklik compliant soos ons in Engels sê. Maar daar is sosiale angstigheid. Die suurboompies het nie gewoonlik 'n klomp vriende nie. Hulle sukkel om daai koneksies te maak wat eintlik in die middeljare redelik natuurlik moet gebeur, want hulle vergelyk die hele tyd en hulle waardestelseltjie is baie eng. So as ek nou nie hou van sokker nie, maar jy hou van sokker, dan kan ons glad nie maatjies wees nie. Baie moeilik vir hulle om omarmend te wees soos wat die palms gewoonlik is. Wel, ek hou van almal, ek sien iets positiefs in almal. Die suurboom sien 'n probleem met almal. Jy praat nie mooi nie. Jy luister nie vir my nie. Jy hou nie van waarvan ek hou nie. So baie sensitief en dan kom hulle agter of hulle voel mense hou nie van my nie. Want die negatief bly langer vashak as die positief. So as iemand 3 mooi goed vir 'n suurboompie sê, maar daar's een netjie wat hulle kritiseer, dan sal dit die ding wees wat op die harde skyf gaan lê, ongelukkig. Met die datum by en wat jy aangehaat het en hoe jou gesig gelyk het, die woorde verbatim en so aan. So dit is daai geheue wat so 'n bietjie die suurboom in die voet kan skiet. Maar hulle leer baie goed, hulle is uitstekend, hulle is ongelooflik leerbaar. So hulle presteer gewoonlik goed. Dan land hulle op die verhoog, dan hulle 'n meltdown want hulle hou nie eintlik van die kollig nie. Ek was daai suurboompie wat myself etlike kere op 'n verhoog nat gepiep het, want ek het gedoen wat die juffrou sê, dan kry mens mos 99% en dan land jy daar vir 'n goue medalje en dan klap almal vir jou hande en dan wil jy doodgaan. So mense moet ook baie sensitief wees vir die behoefte wat die suurboompie het om hulle bydra te lewer, maar nie altyd op 'n verhoog nie.
Baie keer is daai musiek waarmee hulle goed is, of die gedigte skryf waarmee hulle goed is net hulle eie terapie. Dit hoef nie altyd voor almal op die vertoon bord te wees nie. Goed, as ons dan nou kyk na die tieners, hulle respekteer grense. Hulle hou van die reëls en hulle bly uit die moeilikheid uit, wat dit ook makliker dan maak om 'n suurboom as 'n tiener te hê. Hulle hou lae profiele en hulle doen wat reg is, maar hulle wil ook dinge bereik en hulle wil presteer. So hulle is baie bewus daarvan, maar hulle kan nog steeds hoë angstigheid hê. So mens moet ook hulle daai geleentheid gee om dinge te kan ervaar en daai angstigheid onder beheer te kan kry. In die tyd vorm hulle ook hulle identiteit en vind uit watter rol hulle kan speel. So mens moet sensitief wees hier vir dit wat hulle probeer en hulle nie noodwendig forceer in 'n rigting wat jy dink hulle moet wees nie. Hulle staan baie keer uit as leiers omdat hulle verantwoordelik is, maar dan kry hulle net nog meer verantwoordelikhede wat partykeer hulle kan dooddruk, of dis die tipe verantwoordelikhede wat hulle nie wou hê nie, en dan mis hulle dalk hulle doel omdat hulle besig is om iemand anders se te volvoer. Maar hulle is baie vormbaar, hulle kan verander en aanpas, en hulle kan word wie ons wil hê hulle moet wees, maar die ideaal moet wees dat hulle moet word wie hulle godgegewe roeping is. So hier moet ons regtig mooi kyk om seker te maak ons tieners bly in die vorm waarin hulle moet wees en nie noodwendig daar waar ons hulle wil hê of hoe ons dink hulle moet wees nie. Hulle is baie gefokus op wit en swart. Ek hou van die voorbeeld wat Hetty gebruik in die boek wat sy sê van die suurboomhout word daar skaakstukke gemaak en dis 'n fyn hout, mooi gevorm en die skywe, hulle is diep denkers. Hulle wil elke ding moet deurdink wees, hulle analiseer en hulle wil die hele tyd beplan en dit is wonderlike verantwoordelikhede wat hierdie tieners reeds kan vat. Hulle is wel baie sensitief vir terugvoer en vir alles hulle dalk nie voel hulle pas in op enige plek nie en hulle hou nie van onvoorspelbaarheid nie. Hulle hou daarvan as daar spesifieke riglyne is en stappe wat gevolg moet word en ons almal weet die lewe is nie so nie. So hierdie is maar iets wat 'n mens ook maar moet oefen. Hulle is tipies ons kinders wat hou van joernale en skedules, hulle is op tyd. Hulle hou van intellektuele speletjies, hulle is voorbereid en hulle kan byna enige iets leer deur net instruksies te volg, wat 'n wonderlike eienskap is, omdat hulle, soos Hetty genoem het, so leerbaar is. Hulle dink ook baie vooruit en is ook baie verantwoordelik. Hetty dan oor die kommunikasie. Ja, met die suurboompies moet 'n mens ook baie mooi oplet na jou liggaamstaal of jou gesig, want hulle is baie sensitief, soos Karen gesê het, vir negatiewe terugvoering of vir 'n boodskap wat hulle dalk in die moeilikheid is. So mens hou dit neutraal. As jy te opgewonde is, dan dink hulle ook daar's moeilikheid. Jy moet nie te positief wees nie, want dan is jy uiters verdag. So jy moet net so 'n neutrale houding en dan bly ons by die feite en ons gee baie detail. Die suurboom wil nie net hoor, gaan ruim jou kamer op nie. Hulle kan heeltemal oorweldig daarmee raak, maar as ons net sê soos ek wil graag al die boeke op die boekrak hê en jou bed mooi netjies, dan weet hulle, okay, goed, ek weet wat om te begin, stap 1, stap 2. So mens gee vir hulle 'n bietjie daai stappies, breek die groot opdragte op in kleiner dele en mens kan emosioneel met hulle kommunikeer, want suurbome voel intens en hulle het 'n plekkie nodig waar hulle dit kan afpak. So wanneer 'n suurboom vir jou sê, dit was die slegste dag van my hele lewe, dan sê mens nie iets feitelik soos dit kan nie waar wees nie. Onthou jy daai dag toe jou beste maatjie haar kop oopgeval het, dit was jou slegste dag. Mens veg nie die feite nie, jy luister na die emosie. Sê daar is 'n emosie van dit was 'n moeilike dag en dan sê jy, ek kan hoor jou dag was moeilik, vertel vir my wat was sleg. Jy cheer nie 'n suurboom op nie. Jy gaan saam met hulle in die swart gat, dan skep hulle selfmoed, trap op jou skouer en spring uit op die rand van die gat en sien dat jy nou nie 'n probleem het nie, trek jy jouself uit die gat uit. Dis hoe mense kommunikeer met 'n suurboom. Dit was woes, dan sê hulle dit was baie woes. Dan sê hy, wat was die ergste? Dan sê hulle vir jou wat die ergste was, dan sê hy, dit is baie erg. Dan sê hulle, ja, maar daar's ook daar maatjies wat met my gaaf was. Jy sal hoor hoe draai daai gesprek die oomblik as jy nie probeer om vir hulle te sê jy's eintlik okay nie. So ons maak ruimte vir die emosies dan net ons verhouding met 'n suurboom. Dit is baie mooi gestel en ek sien uit om na die volgende temperamente en boompies dan spesifiek ook te kyk. Volgende week kyk ons na die roosboom. Baie dankie Hetty dat jy by ons aangesluit het en ook Karen. Hetty is die skrywer van die boek Kweek kinders met karakter en Karen Hunt is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus. Tot volgende week.